Dag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons bid en dan vra ons die Here om ons te lei vandag. Ons Here, ons wil vir U baie dankie sê vir die voorreg om uit die woord uit te lees. Ons wil vir U baie dankie sê vir die gawe van Paastyd, waar ons ook ons verlossing en ons saligheid kan vier. Here, help ons asseblief om vandag te hoor wat U vir ons wil sê, en dalk is daar vir ons 'n verrassing of twee. Amen. Ons lees vandag uit Lukas 24, dit begin hier op bladsy 105 in my Bybel, en ons lees vers 13 tot vers 35. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Nou dis min of meer 11 kilometer. Hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in die dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag wanneer dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan, het dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai en om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Broers en susters, ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Vandag gaan ons gesels oor verrassings. Die man gaan speel golf, maar hy vergeet sy foon by die huis. Hy wil sy vrou laat weet, hulle gaan oor 'n rukkie klaar wees, so hy leen sy vriend se foon. Toe was hy so verras met hoe slim sy vrou is, want sy vrou antwoord, hey liefie, dit is so lekker om jou stem te hoor. Wat 'n verstandige lewensmaat, dink die man toe by homself. Sy weet sommer, dis ek op die foon wat my vriend se foon geleen het. Oepsie. Een van die beste reeks strokiesprente wat ek onlangs gelees het, is Injustice van Batman. Die Joker het dit reg gekry om op een of ander manier Superman se vrou, Lois Lane, en haar baba op te blaas. Nou dit laat Superman heeltemal beheer verloor en hy maak die Joker dood. Dit is 'n baie kontroversiële optrede binne die gemeenskap van die helde, want soos wat boekwurms dalk sal weet, Batman se een groot reël is hy maak nie skurke dood nie, nooit nie. Nou maak Superman die Joker dood en daar's daar 'n klomp van die ander helde wat Superman se kant kies en sê maar hy het uiteindelik die regte ding gedoen. En dan stelselmatig oor 'n tydperk van omtrent 'n jaar neem Superman die Amerikaanse regering oor as 'n soort van 'n diktator. Die bekende Justice League
minus Batman en 'n paar van sy beste vriende, hulle neem oor. Hulle neem die wêreld oor en hulle maak net wat hulle goed dink. En dit speel af oor omtrent so 5 jaar, waar Batman en sy vriende weerstand bied teen Superman en sy regime. Een van die karakters wat uitstaan aan Superman se kant van hierdie konflik is die held Shazam. Shazam op sigself baie interessant. Hy is 'n tienerseun in sy normale vorm, maar dan verander hy in 'n volwasse man wat ook 'n held is en wat omtrent so sterk is soos Superman. En op 'n stadium vra die Flash vir hom, maar Shazam, is ons nog besig om die regte ding te doen? Moet ons nie oorskuif van Superman se kant af na Batman se kant toe nie? En dan sê Shazam vir Flash, Superman kan ons nie boos wees nie. Superman kan ons niks verkeerd doen nie. En dis ongelukkig hoe baie mense met die lewe omgaan. Dis Saul. Koning Saul sal mos nie ongehoorsaam wees aan die Here nie. Dis Dawid. Koning Dawid sal mos nooit rondslaap en moord pleeg nie. Dis Agab en Isebeel, koning en koningin. Hulle sal mos nooit die Here se profete vermoor nie. Dis die Sadduseërs, die mense van die tempel. Hulle sal mos nooit die seun van God veroordeel nie. Ag, dis die nasies, hulle was vir ons so goed gewees. Hulle sal ons mos nie inlei teen 'n oorlog teen die res van die wêreld nie. Ag, dis die NG Kerk, wie weet nou meer van die Bybel as hulle? Hulle sal mos nie verkeerd wees oor apartheid nie. Baie keer plaas ons soveel geloof in ander mense en in die gedagte dat ons altyd aan die regte kant van geskiedenis is. En dis 'n baie gevaarlike gedagte. Hierdie twee disippels op pad na Emmaus toe het nie die moontlikheid oorweeg van om Jesus weer in lewende lywe te sien. Die blote gedagte van 'n opstanding was vir hulle heeltemal onmoontlik. Hulle het onmiddellik die vroue se getuienis afgemaak as 'n ou wollaar storie of 'n ou vrou storie. Hoekom het hulle dit gedoen? Want dit was 'n uitgemaakte saak. Mense kom nie terug van die dood af nie. Dis nou maar hoe dit nog altyd was en dis nou maar hoe dit is. Vergeet van Lazarus in Johannes 11. Ons sou dalk kon sê, maar dit is in 'n ander evangelie. Dalk het die twee apostels of die twee disippels nie daarvan geweet nie. Vergeet van Jairus se dogter in Lukas 8. Dit is nou wel in dieselfde evangelie. Dit was nou self 'n prominente gebeurtenis. Maar dit maak nie saak nie. Hoekom nie? Want mense kan mos nie terugkom van die dood af nie. Dis onmoontlik. Dit sal nooit ooit gebeur nie. Nie eers Jesus gaan dit doen nie. Dis die gedagte van ons kan nie verkeerd wees hieroor nie. En as ons as moderne mense sonder om te dink, sonder om te bevraagteken deur die lewe gaan, dan word ons ook soos die twee Emmausgangers. Dan kan ons nie verkeerd wees nie. En as ons nie verkeerd kan wees nie, dan kan ons ook nie bekeer nie. Nie bekering in die sin van ek gaan nou vir die eerste keer in my lewe in Jesus glo nie. Bekering in die sin van ek het dit nog altyd op hierdie manier gedoen. Die Here het nou vandag vir my 'n ander manier gewys. Ek het 'n fout gemaak, so ek gaan dit van nou af anders doen. Dis ook bekering. Maar ongelukkig as ek nooit verkeerd was nie, dan kan ek ook nooit leer uit my foute uit nie. Dis vrek moeilik om die Here se stem te hoor as my eie stem goed genoeg is vir my. So sonder verrassing kan daar nie ook bekering wees nie. Dit was nou die geel kaart. Dit was nou die disippels se gedagte oor die dood wat afgehandel was. Hulle het gedink hulle is reg hieroor. Die rooi kaart, die tweede foutjie, was hulle geloofsonderskeiding. Nou, ons moet eers sê, ons weet nie 100% wie die tweede disipel is, wat saam met Kleopas was nie. Ons is nie eens 100% seker oor die Kleopas saak nie. Daar is een opinie, dat die tweede disipel miskien Maria, die vrou van Kleopas was, en dat Kleopas en Klopas dalk twee name, twee variasies
van dieselfde naam was vir een mens. Daar's 'n ander opinie dat die ander een se naam dalk Simon was. Later sê hulle, as hulle vir die 11 gaan sê, die Here het aan Simon verskyn. So ons weet nie heeltemal 100% wie die mense is nie, maar hoe dit ook al sy, Kleopas ten minste, was nie een van die 12 oorspronklike apostels nie. Jesus het baie ander volgelinge gehad, moet ons onthou, wat nie deel was van die 12 nie. Ek verkies om te praat van die 12 apostels en dan die ander disippels, want almal is eintlik apostels, almal is eintlik disippels, maar ons onthou van die 12 en ons onthou van die res. Maria Magdalena, Lazarus en sy susters, later Paulus en nog later ons ook. Ons is ook Jesus se disippels. As jy 'n disipel is, dan is jy 'n volgeling van Jesus. So ons weet nie presies wie hierdie 2 disippels was nie, maar dit was nie een van die 12 gewees nie. Ons sou vra kon nie hoeveel tyd Kleopas en die ander een by Jesus spandeer het, maar die maak of breek oomblik was toe Jesus vir hulle vertel het van die Ou Testament. Ons lees van die skrifte, want nou moet ons onthou, Jesus het natuurlik nie 'n afskrif van Lukas oopgeknak nie. Lukas was nog nie geskryf gewees nie. Moses en die profete kom uit die Ou Testament uit. So dis wat Jesus vir hulle verduidelik het. En dan lees ons na die tyd, hulle het eintlik besef, in die oomblik, nou gebeur iets. Hulle vra, was ons harte nie brandend, toe Jesus met ons oor die Ou Testament gesels het nie. So hulle besef na die tyd, maar daar het eintlik iets gebeur. Hulle het dit nie toe besef nie. Hulle het dalk nie albei vir 3 jaar agter Jesus aangeloop nie, maar hulle ken tog vir Jesus. Hulle ken die tekens van God se werk in hulle en rondom hulle. Maar ten spyte hiervan, het hulle vir Jesus eers herken toe hulle saam wou eet het. Jesus het so mooi met hulle gewerk, hulle hart is so aangeraak, maar eers later het hulle hom herken. Nou die mense wat vir my ken, sal weet ek is nie 'n bygelowige man nie, glad nie. Ek is baie skepties oor spookstories. Ek vat net aan die hout as 'n grap. Ek doen dit nie as ek alleen is of as ek 'n video maak nie. En ek glo nie ons moet op gevoelens staat maak nie. Veral nie as jy iemand is wat met psigiatriese gesondheid sukkel nie. Maar daar's tog iets wat binne in 'n mens gebeur as die Here deur ons en rondom 'n mens werk. Daar's iets wat gebeur in die gemeenskap van die gelowiges. Daar waar gelowiges saam is, daar waar hulle die werk van die Here doen. En 'n mens kan nie daai gevoel self kweek nie. En ek dink dit is dalk die werk van die Here. Met die koms van sosiale media was dit nog nooit so maklik om geestelik verward te wees nie. Want mense glo nonsens, wat die Bybel heeltemal aanhaal buite konteks, of wat die Bybel sommer net ignoreer, dis nou hulle gevoel vandag. Maar ek gaan nou ook nie vandag vir ons sê, dat almal na my moet luister, sonder onafhanklike denke nie. Natuurlik kan ek ook foute maak, ek kan ook verkeerd wees, want enige iemand kan verkeerd wees. Maar wat ek wel vir ons wil vra, is dat as ons onsself toelaat om verras te word deur nuwe insigte, dan mag ons dalk iets anders beleef. As ons nooit vrae gaan vra oor ons geloof nie, dan gaan ons nooit leer nie. En as ons nooit kyk nie, gaan ons dalk nooit die Here raak sien nie. Dis vrek moeilik om die Here se stem te hoor, as dit kom by geloofsake, as ek al klaar besluit het, wat God gaan sê. As dan die verrassing kan wees nie, dan kan daar ook nie geloofsonderskeiding wees nie. In die derde en die laaste plek, kyk wat doen hierdie verrassing met hierdie 2 volgelinge van Jesus. As ons hulle kom kry, dan loop hulle sterk tussen die bene weg van Jerusalem af, die plek waar Jesus gekruisig is. Hulle hoop was op Jesus gewees en hy is nou dood. Aan die einde van die skriflesing, dan hardloop hulle terug om vir die ander disippels die goeie nuus te gaan vertel. So wat het met hulle gebeur? Die verrassing het hulle hoop gegee. Dis ongelooflik, behalwe in die sin dat 'n mens dit wel kan glo. Maar kom ons veronderstel,
Die gesprek het soos volg gegaan. Kleopas sê, kon dit regtig Jesus gewees het, die ander disipel? Ek dink so, dan sê Kleopas weer. Maar ons het aan Jesus se lijk gesien. Ons weet dan hy was dood. Ander disipel, ja, jy is reg. Ek wil nie terug aan Jerusalem toe nie. En dan sê Kleopas weer, Jerusalem, nooit weer nie. Kom ons gaan huis toe. Baie mense het 'n bepaalde gedagte oor wat moontlik is in die kerk, in die gemeenskap, in die land en in die wêreld. Hopeloosheid en moedeloosheid is deel van die rede hoekom mense wegtrek. Nie almal nie, maar 'n klomp. Maar ongelukkig, voordat SpaceX dit nou moontlik maak, kan ons nie Mars toe trek nie. Ons kan nog uit die Karoo uittrek. Ons kan nog emigreer. Maar wat dan? Eendag van die tyd gaan ons moet sit met die omgewing en die mense waarmee ons sit. En, ag julle, dit is so onmenslik uitputtend om met 'n paar mense te praat oor die wêreld. Hulle skep die gedagte dat daar niks goeds is in Victoria Wes, in Suid-Afrika of op aarde nie. Dis net een lang klagte na die ander. Dis nou nie om mense met ernstige probleme se lyding af te maak nie. Maar party mense maak nie saak hoe goed dit gaan nie. Gaan nooit goed genoeg nie. Kleopas hulle dalk nie dadelik vir Jesus raak gesien nie, maar toe hulle hom wel sien, toe was hulle oop vir verandering. Hulle was oop vir die gedagte dat hulle lewens kan verbeter. Ons moet nou mooi onthou, hulle was nog steeds na die opstanding onderdrukte Jode onder die Romeinse Ryk. Hulle was nog altyd verpes deur die ander Jode wat gesê het hulle verkondig 'n dwaalleer. Maar Jesus se opstanding het gemaak dat hulle genoeg hoop gehad het om die goeie nuus te gaan vertel. En dis wat baie belangrik is hierso. As ons dink daar's geen nuwe moontlikhede vir ons gemeenskap of vir ons land nie, dan gaan ons ook nie probeer om dit beter te maak nie. As ons nie oop is vir verrassings nie, dan gaan ons dalk nooit verras word nie. Maar as ons glo in die almagtige God, die almagtige Here wat soveel wonders gedoen het, dan beteken dit ons glo God kan meer doen as wat ons dink God kan. Dit was waar vir die Emmausgangers en dis waar vir ons. So ons het nou vandag gesien dat sonder verrassings kan daar nie bekering wees nie. Daar kan nie vernuwing wees nie. Sonder verrassing kan daar nie geloofsonderskeiding of geestelike groei wees nie. En sonder verrassings kan daar ook nie hoop wees nie. Broers en susters, my wens vir ons is dat ons almal binnekort baie aangenaam verras mag wees en dat ons ook oop sal wees daarvoor om dit raak te sien. Amen. Ons Here, ons wil U vandag loof as die Here wat die onmoontlike waarskynlik maak. Here, U is die een wat nog altyd daar was, nog altyd vir ons hoop en verandering en verrassings gegee het. En ja, ons weet dikwels is verandering vir ons moeilik, maar dit hoef nie 'n slegte ding te wees nie. U loop 'n pad met hierdie gemeenskap, met hierdie land en met hierdie wêreld. Here, help ons om te sien wanneer U besig is om te werk en dat ons dan daarbey sal aansluit, Here. Here, mag U ons verras en mag U ons wys waartoe U alles in staat is.